Here, dankie dat ons vandag hierdie voorreg het om te kan kerk toe kom. Dankie dat ons hierdie voorreg het om U te kan aanbid. Net soos wat ons is, Here. Dankie dat ons nie perfek hoef te wees of sekere rituele uit te voer nie. Dankie dat ons kan kom net soos ons is. Dankie dat U ons ken, Here, van binne en buite. En daarom bid ek ook vir elkeen wat hier is, Here, wat dalk met iets in hulle binneste worstel, 'n stryd het, Here, goed wat hulle nie eers vir mense vertel nie, bid vandag vir hulle, dat U hulle sal aanraak, dat U uitkoms sal bring, Here. Ek bid vir die siekes in ons gemeente, dat U regtig U hand na hulle toe sal uitsteek. Hulle sal aanraak en hulle sal genees. Ek bid vir elkeen wat swaar kry op een of ander manier. Raak ons aan, Here. In Jesus se naam. Amen. Kom ons gee vir die musiek 'n lekker handeklap. En dan moet ek vir hulle dankie te sê. Ek hoop julle geniet die nuwe liedjies. As jy nie doen nie, dan wag jy net tot aan die einde, het ek 'n storie vir jou. Okay, maar kom ons is eers vandag nou eers hier. Ek wil gou hê jy moet jouself verbeel. Jy tel 'n bord op, 'n eetbord, en jy begin stap verby al die verskillende kosopsies. Jy begin by die slaaie, aardappelslaai, koolslaai, beetslaai, tomatieslaai, boontjieslaai, pastaslaai en natuurlik mengelslaai. Jy skep versigtig 'n paar van hierdie gesonde opsies in jou bord, dan stap jy verder. Volgende is dit die stysel en die groente. Jy skep vir jou stampmielies met sous. Dan is dit knoffel, kapok aardappels, boontjies met bacon. Dan natuurlik pompoenkoekies, patats en roomspinasie. En dan die Holy Grail. Jy sien die vleis, die lekkerste hoenderstukkies, lamsbout, varkbout en jy pak in. En toe jy dink hierdie kosmarathon is verby, kom die chef aangestap met 'n bord vars gebraaide ribbetjies. Jy kyk na jou bord, jy kyk na die ribbetjies, jy kyk na jou bord, kyk na die ribbetjies en jy vra jouself, is daar regtig nog plek? Oom Koos, natuurlik. Natuurlik is daar nog plek. Jy dink vir jouself, okay, daar's nou regtig nie meer plek op hierdie bord nie. Jy begin stap terug na jou sitplek en in die hoek van die oog, daar's die nagereg. Daar's 'n stuk sjokoladekoek wat jou roep. En op pad soontoe kry jy sommer sjokolademousse en vars vrugte. En jy is op pad sitplek toe en jy moet behoorlik jou balans uitoefen. Jy kyk na jou bord en hy's vol. En jy gaan almal nog 'n stukkie ribbietjie. Nou, vriende, of jy van buffet etes hou of nie, as jy dit liewer heeltemal vermy, daar's bitter min mense wat by 'n buffet met net een ding wegstap. Jy weet ook dat die kuns, kom ons gaan net terug, die kuns van 'n buffet is om soos 'n Olimpiese speler te kan balanseer. En dan, as jy gaan sit, kyk jy na jou bord en jy vra vir jouself, moes ek regtig so baie geskep het? Want die realiteit is, ons kan nie alles opeet nie en bitter min mense doen. En dan is daar nog party wat sê nog net so klein happie nagereg. Vriende, welkom by die lewe. Daar's 'n goeie kans
dat 'n klomp van julle wat hier sit, se bord oorvol is. Jy kan nie nog een verantwoordelikheid hanteer, nog een persoon help, nog een vergadering inpas, of nog 'n minuut se vrywilligerswerk doen nie. En dan kom jy iewers langs die pad en jy vra vir jouself, hoe het ek so baie geskep? Hoe het ek hier beland? Hoe het my lewe so vol geword? Ek wil vir jou vra, as jou skedule oorvol, as jy moeg, oorlaai, kom jy op wonderlike geleenthede af wat jy wens jy kon aangryp, maar jy weet jy kan dit nie doen nie. Beheer minder belangrike goed jou lewe en jy laat belangriker goed verbygaan. Wens jy vir meer tyd, vrede en produktiwiteit. As jy ja gesê het op een van hierdie vrae, is vandag se boodskap dalk vir jou. Mag ek bid dat jy vandag iets ontdek wat jou lewe verander. En Peter het laasweek gesê, hierdie week is dit my disclaimer, so aan die begin, om te sê, vriende, ek sukkel hiermee. Ek is nog glad nie waar ek moet wees nie, dis vir my moeilik, maar die Here het baie hard eerste met my gepraat. Ek stap nog die pad met die Here hier oor, en vir iemand met my persoonlikheid is dit net eenvoudig nie maklik nie. Het gaan dalk vir jou moeiliker wees, nog moeiliker as vir my. En dis net een woordjie. 'n woordjie wat die beste bewys van jou liefde is. Die beste bewys van jou liefde aan God, aan jou gesin, jou familie en jou vriende. En die woordjie wat vandag jou lewe kan verander, die woord nee. Kom ons sê dit gou hard, 1, 2, 3. Nu kan ons dit sê. Dit was net 'n ou grappie. Kan ons weer probeer, lekker hard. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, net die ouens nou daar agter. Julle hier voor, julle is nou okay. Julle daar agter, 1, 2, 3. Ag, dankie tog. Vriende, ons sukkel. En dis hoekom ek wil hê jy moet dit sê, dat jy vir 'n slag dit net weer kan hoor. Die weirdste ding vir my is dat hierdie is die woordjie wat ouers vir hulle kinders die meeste sê, vir alles hulle 2, 3 jaar oud is. Nee, nee. Dis 'n woord wat hierdie kinders dan baie vinnig leer. Nee, myne, nee, myne. En of een of ander vreemde rede as hulle volwassenes raak, dan hou hulle nie meer baie van die woord nie. Sukkel hulle om hierdie woordjie te gebruik. Ons haat dit om die woord nee te hoor en dit te sê. En dan kan 'n klomp verskillende redes wees. Onder andere, ons wil nie nee sê nie, want ons wil nie mense teleurstel nie. Ons wil mense gelukkig maak. Ek voel sleg wanneer mense sien dat dit lyk of ek nie help nie. Ek wil nie ly of swak voorkom nie. Ek wil nie uitgesluit word nie, en die lys gaan aan en aan. Die realiteit is ook dat ons dink baie keer hierdie woordjie nee is gekoppel aan selfsug. Daarom vermy ons dit. Terwyl die grootste werklikheid vandag is, nee is juist die ding wat tyd maak met God. Dit beskerm jou siel. Nee is nie 'n negatiewe of vernietigende stelling nie. Deur nee te sê, skep jy eintlik 'n ruimte vir ja wat baie belangrik is. En hier's die ding wat jy vandag moet besef. Jy moenie net nee sê vir die slegte goed nie. Dit is belangrik. Ek wil hê jy moet dit hoor. Jy moenie net nee sê vir slegte goed nie. Jy gaan baie keer moet nee sê vir goeie goed. Wat moeilik gaan wees, want jy gaan nee moet sê vir 'n klomp goed wat interessant en lekker lyk. En dit moet jy ruil vir iets vervelig, om net te kan sit. Net te kan wees. Daarom is dit moeilik. So nie net moet jy leer om nee te sê vir slegte dinge nie, jy gaan moet leer om nee te sê vir 'n paar goeie, lekker goed, wat interessant lyk.
Ek wil hê julle moet gou julle hand opsteek. Wie van julle wens vir bietjie meer van die? Die van julle wat nie, julle jok, maar jy maar nog steeds jou hand. Goed, 90% van ons sê, weet jy wat? Ek wens, ek het meer tyd vir God. Op 'n daaglikse basis. En ons wens hierdie goed, maar dan maak ons nog 'n afspraak met mense, nog 'n kuier saam met vriende, nog 'n bietjie sosiale media, nog 'n bietjie scroll op Instagram voor ek gaan slaap, nog goed wat ek aanpak want ek moet meer geld maak, nog bietjie werk want ek wil nie lui wees nie, nog 'n bietjie werk want ek moet meer geld maak. Ag, dis net nog 'n skoolfunksie wat ek bywoon. Ag, net nog een episode van die reeks. Ek's amper aan die einde. Ag, ek wil net nog 'n bietjie geld maak. Nog 'n skoolfunksie, nog werk. Ag, weet jy, ek moet nog goed doen want dit gee eintlik vir my geluk. En ek soek beheer. Ag, ek dink ek moet nog net so 'n bietjie op my selfoon wees voor ek gaan slaap. Net nog 'n paar e-posse wat nogal belangrik is wat ek moet doen voor môre. En dan nog 'n bietjie TV, nog 'n bietjie TV, nog 'n bietjie rugby 12:00 die aand, al weet ek dis kerk môre. Ek sal moet nog goed doen want weet jy wat, dan kry ek aanvaarding. Wat van nog 'n bietjie werk? Wat van nog laat aande uit saam met vriende? Nog sosiale media? Ek moet net nog mense help, want as ek help dan voel ek goed. Ek moet net nog goed doen want dan kry ek nog geld. En so kan ek aangaan, nog geld. Dit gee vir my waarde. Net nog 'n vergadering wat ek wil bywoon. Net nog 'n partytjie in die laat in die nag, nog 'n bietjie TV, nog 'n bietjie rugby. Ag, en hierdie is nou myne. Net 'n bietjie FOMO. Nee, as ek gaan uitmis, ek moet dit doen. As ek dit nie doen nie, gaan ek uitmis. Ag, ek moet nog so 'n bietjie werk en nog 'n bietjie FOMO. En so kan ek aangaan, nog 'n episode van daai reeks. Net nog sport wat ek wil doen. Ag, as ek nog die voorsitter van hierdie vergadering word, is dit eintlik oukei, hulle het my nodig. Nog afsprake wat ek met mense moet maak. Nog e-posse wat ek moet lees voor ek gaan slaap. En vriende, ek kan aangaan en aangaan en aangaan. Ek voel ek moet perfek wees, ek moet die goed reg doen. Nog 'n skoolfunksie, nog 'n fondsinsameling, nog 'n voorsitter, nog 'n partytjie, nog 'n laat aand. En weet julle hoekom doen ons hierdie goed? Weet julle hoekom doen ek hierdie goed? Omdat ek 'n people pleaser wil wees. Omdat ek wil hê mense moet tog van my hou. Ons prop ons lewens vol werk en take en boodskappe en vergaderings, sosiale media, en dan, weet julle wat doen ons? Ons probeer God iewers in die oorskiet ruimte kry. En dan wonder ons hoekom ons siele so voel. En weet julle, dis nie dat God ver is nie, dis dat God net nie plek in jou lewe het nie. En die realiteit is, om tyd te hê vir die Here, moet ek tyd maak vir die Here. John Mark Comer het 'n boek geskryf, The Ruthless Elimination of Hurry. En ek dink ons het bietjie ruthless elimination nodig, want as ek nie ruthless gaan wees met my tyd nie, gaan ek nooit tyd hê nie. Daarom moet ek die keuse maak om te sê, bietjie minder FOMO, dalk is bietjie minder geld, okay, dalk net nie nog werk nie. Daai e-posse kan maar wag tot môre, dalk moet ek vroeg gaan slaap. Weet jy, ek gaan nie meer die voorsitter wees van die vergadering nie. En dit gaan nie net kos, is okay, net nie nog werk nie. Ons moet ruthless wees om te sê, ek wil tyd hê vir God. En weet jy hoe doen ons dit? Deur te sê, nee, 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 nee. En net so 'n kantnotaatjie, nee is 'n sin. Jy hoef nie te verduidelik nie.
Jesus self leer dit vir ons as hy sê, laat julle ja eenvoudig ja wees en jou nee, nee. Dieselfde beginsel geld vir ons kinders. Ouers druk hulle kinders om elke liewe moontlike geleentheid aan te gryp, elke sportsoort, elke kultuurgeleentheid, elke uitstappie, tot hulle huis een of ander paniekerige afloswedstryd begin raak. En soms is dit nodig om met liefde te sê nee, nie vanaand nie. Nee, vanaand eet ons as 'n gesin saam. Nee, vanaand deel ons God se goedheid. Vriende, jou kinders gaan baie van jou aktiwiteite vergeet. Baie van dit wat hulle doen. Maar hulle gaan nie vergeet hoe jy reageer nie. Hulle gaan nie die chaos of die vrede vergeet nie. Ons wandelteks, Markus 1 vers 29 tot 39, gaan dit nou op die bord sit, net so 'n bietjie agtergrond. Jesus het 'n duiwel uitgedryf uit iemand nou in Kapernaum. Hy het saam met sy disippels toe na Petrus se huis toe gegaan, en toe hulle by Petrus se huis kom, toe maak hy Petrus se skoonma gesond. Julle moet nou net so iets sê, maar niks sê niemand. Hy maak toe Petrus se skoonma gesond, en toe kom die skare by Petrus se huis aan. En daardie aand gebeur daar 'n klomp wonderwerke. Jesus genees, Jesus bevry mense. Hulle gaan slaap en dis waar ons teks dan nou vandag optel. Markus 1 vers 35 sê, die môre vroeg, toe dit nog nag, toe dit nog donker was, het Jesus opgestaan en het buite toe gegaan na 'n eensaam plek om daar te gaan bid. Simon en die wat by hom was, het hom egter gesoek. Vers 37, toe hulle hom kry, sê hulle vir Jesus, almal soek u. Dit is eintlik 'n manier om te sê, Here, daar's mense wat genesing nodig het, daar's mense wat bevryding nodig het. Here, jy moet kom. Almal soek jou. En Jesus antwoord hulle, laat ons ergens anders heen gaan, na die nabygeleë dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek. Want daarvoor het ek gekom. Jesus bevind homself op 'n plek waar mense hom nodig het, genesing ensovoorts. En toe sy disippels hom gaan roep, is die eerste ding wat Jesus gedoen het, is om te sê, nee, ons gaan na 'n ander plek toe. Jesus het nie skielik gehardloop om almal te gaan help nie. Hy het gesê, nee, ons gaan nie vers anders heen, want my Vader het vir my 'n ander opdrag gegee. Ja, maar Here, hulle het jou nodig. My Vader het vir my 'n ander opdrag gegee. Here, daai mense is siek. Hulle kan nie loop nie. My Vader het vir my 'n ander opdrag gegee. Jy sien, Jesus se tyd het eers aan sy Vader behoort. Sy Vader eerste gestel, ongeag al die behoeftes van die mense. Jesus sê nee. En ek wil jou uitnooi 'n bietjie te gaan lees in die woord, hoeveel keer dit eintlik gebeur het. Vir Petrus, vir sy disippels. En ek weet, ek sê vir myself, ek het gedink, Jesus sou weet, hierdie mense sou so teleurgesteld gewees het in hom. En het hom nodig gehad. Maar Jesus is toegewy aan sy Vader. Want hy het geweet om vir hierdie mense ja te sê, dan sê ek nee vir my Vader. Om nog genesings en nog goed hier op te plak, beteken ek gaan nie tyd hê vir dit waarvoor my Vader my geroep het nie. Hy sê nee vir belangrike goed, sodat hy ja kan sê vir iets nog belangriker. En ek sê vir myself, as Jesus kon nee sê, hoeveel te meer gaan ons nie nodig hê om dit te doen nie. Ons gaan moet leer om ja, nee te sê vir selfs goeie goed. Steve Covey sê die volgende, hy sê, most of us spend too much time on what is urgent and not enough time on what is important. En Jesus sê, ja, dit is dringend, maar as iets belangriker. My tyd by my Vader.
En hy het dit gereeld gedoen. Hoor wat sê Lukas 5 vers 16. Hy het hom egter gereeld teruggetrek na afgeleë plekke en daar gebid. Daardie woordjie gereeld beteken dikwels, né? Maar dit beteken ook doelbewus. So hy het egter doelbewus homself teruggetrek, weggestap, om tyd by sy Vader te spandeer. Hy het dit doelbewus gedoen. Doelbewus vra 'n keuse. Dis 'n aksie om te sê ek sê nee, want daar's goed waarvoor ek moet ja sê. En daardie ja is intimiteit saam met sy Vader. Nou vriende, ek besef baie van ons is soos ou Martha in Lukas 10. En ek weet ook baie keer die preke oor hierdie teks laat jou so sleg voel omdat jy 'n Martha is. En dit net omdat jy mal is daaroor om te dien. Ek wil vandag net sê ons het julle ook regtig nodig. En ek is so dankbaar vir elke Martha in hierdie gemeente. Dis die ouens wat bereid is om die kos te maak, wat organiseer, wat help, wat troos, wat lei. En dis 'n gawe wat God vir jou gegee het waarvoor ons onbeskryflik dankbaar is. Die mense wat sorg, die huis is skoon as Jesus kom. En dan is daar die ander kant, die Maria. Wat vir Martha lyk of sy niks doen nie, maar eintlik sit sy net by Jesus se voete. En as Martha dit sien, dan word sy oorweldig deur dit wat Maria doen, die feit dat Maria nie wil help nie. En is ons nie ook baie keer so nie, nee. Jy's die mense in die kerk, daai jonges moet bietjie begin help. Dink op myself, dalk is die jonges besig om by Jesus te sit. Hoe weet ons, nee. So, sy is ook in daai plek. Sy moet bietjie kom help. En dan antwoord Jesus. Ek dink hy doen dit so sagkens. Hy sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorgd en ontsteld oor baie dinge. Net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies. En toe ek dit lees, toe ek weer besef, weet julle, Martha het niks verkeerd gedoen nie. Sy het niks sleg gedoen nie. Dit wat sy gedoen het was goed. Sy wou dien. Sy wou Jesus laat welkom voel. Niks sleg nie, maar Jesus sê vir haar, jy het mis die beste deel. Jy's besig met goeie goed. Dis okay. Maar jy mis die beste. Tyd by my. Jy weet dit baie goed en ek weet jy het dit al baie gehoor, maar vandag wil ek weer sê elke ja wat jy sê kos iets van jou. Wanneer jy ja sê vir alles, sê jy nee vir gebed, jy sê nee vir rus, sê nee vir jou bediening, jy sê nee vir tyd saam met God. Dan moet jy nie wonder hoekom jou siel leeg voel nie. Paulus skryf in Efesiërs 5 vers 15, hy sê, let daarom sorgvuldig op hoe jy leef. Nie as onverstandiges nie, maar as wyses. Die Passion vertaling sê, so be very careful how you live. Not being like those with no understanding, but live honorably with true wisdom. For we are living in evil times. Take full advantage of every day. Worry so and spend your life for God's purpose. Sorgvuldig te leef beteken ek maak tyd, ek kies waarvoor sê ek ja en waarvoor sê ek nee. En wanneer jy vir mense nee sê, verwaarloos jy hulle nie. Jy weet om hulle eintlik die beste te kan dien, moet ek bietjie nee sê. Ek dink aan Elia. En dit is eintlik scary om te dink hierdie man van God 1 Konings 19, hy bid vuur uit die hemel uit. Doen ongelooflike goed. En direk daarna hardloop hy om onder 'n besembos te gaan lê om te sê, Here, ek wil liewer doodgaan. Ek wil nie meer leef nie. Ek is moeg, ek is uitgeput. En terwyl hy onder hierdie besembos sit, nadat hierdie ongelooflike wonderwerke een na die ander kom, toe hy gaan sit, toe kom maar 'n fluistering. Toe hy vir 'n oomblik gaan stil bly, gaan sit, toe ontmoet God hom. Nie in die vuur nie, nie in die aardbewings nie, in 'n sagte wind.
dink gou 'n oomblik aan musiek. Die musikante, hulle sal baie goed dit weet. Die pauses tussen die note is net so belangrik soos die musiek, soos daai note. As daar nie stilte in musiek gebeur nie, sal dit net 'n klomp geraas wees. Mozart beskryf dit so, hy sê, the music is not in the notes, but in the silence between. Om nee te sê is rentmeesterskap oor ons lewe. Dis om te sê, weet jy wat? Ek bewaak oor dit wat God aan my toevertrou. Psalm 90 vers 12 sê, help us to remember our days are numbered. Help us to interpret our lives correctly. Here, help ons om te weet hoe ek moet leef. Wees versigtig hoe jy jou tyd spandeer. Titus 2 vers 12 sê, dit voed ons op om die goddelose leefwyse en die wêreldse begeerlikhede te laat vaar met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in hierdie teenwoordige wêreld te lewe. Die woord selfbeheersing beteken 'n goed geordende gemoed. Jy kan nie jou lewe orden rondom God as jy nie vir goed gaan nee sê nie. Ons dink selfbeheersing is dat ek kies om sekere goed nie te doen nie. Selfbeheersing is ook om te kan sê, wat moet ek wel doen? Waarvoor moet ek nee sê? Die Nuwe Lewende Vertaling beskryf dit goed as hy sê, dit voed ons op om die goddelose leefstyl en die wêreldse begeertes af te lê en dan gebalanseerd volgens die wil van God toegewyd aan hom in hierdie huidige tyd te leef. Om te sê, weet jy wat, selfbeheersing vra balans. En balans is soos asemhaling. Jy kan nie die hele tyd net uitasem nie, partykeer inasem ook. Jy kan nie vir alles net ja sê nie, maar jy kan ook nie net vir alles net nee sê nie. Balans, geïnspireer deur God se gees. Ek wil dit weer sê, elke ja te prys. Dit vra jou tyd, vra jou energie, vra jou aandag. En om goed te onderskei met jouself vra, dit wat ek nou doen, bring dit my nader aan God of nie? En as jy gaan ja sê vir alles, gaan jy vol spanning leef, moeg, uitgeput, vol stres. En dan word jou gebede al hoe korter, jou gedagtes word gejaag, jou hart raak onrustig. Weet jy wat is ongelooflik as jy begin nee sê? Daai goed waarvoor jy nee sê, God maak dit vol met wie hy is. Maak amper klaar, wil 'n storie met jou deel, deur vir jou te sê, gedissiplineerde mense weet hoe om nee te sê vir ander. Ons sê dit nou vir mekaar, hoe belangrik dit is om vir mense te kan nee sê, jy hoef nie 'n people pleaser te wees nie, maar gedissiplineerde mense weet ook om nee te sê vir hulle self. Hulle weet, ek kan nie alles doen nie. Ek vertel vir jou 'n verhaal van 'n pastoor van Amerika. Hy vertel, hy was 'n pastoor by 'n klein plattelandse dorpie in Michigan. En hierdie kerk waar hy die pastoor was, het vir die laaste 100 jaar dieselfde musiek elke Sondag in hulle erediens gebruik. En hierdie pastoor het besluit, hy wil innoveer, hy wil nuwe goed probeer, en hy besluit om 'n paar moderne liedjies met die gitaar te sing, eerder as die orgel. Die volgende oggend lui die pastoor se foon, en 'n tannie het gebel. Pastoor, ek wil graag saam met jou koffie drink. Hierdie pastoor het geweet, daardie oproep op 'n maandagooggend, is nie omdat sy vir hom wil sê, mooi so, goeie getroue dienskneg nie. Dis omdat die tannie oor iets ongelukkig is. Hy sê, vir dis reg, tannie, kom drink by my koffie. Hulle het in sy kantoor gesit, en die tannie het vir hom gesê, pastoor, ek hou nie van die nuwe musiek nie. Ek hou van die ou gesange en ek verkies die orgel. Hierdie nuwe musiek
Laat my nie naby aan God voel nie. En pastoor, ek hou nie baie van die gitaar nie. Die pastoor was nie gelukkig nie, want hy is die een wat die gitaar gespeel het, maar hy kon sien hierdie tannie probeer vriendelik wees, en dat sy eerlik is. Sy was bang om iets te verloor wat sy baie lief gehad het. 'n Musiekstyl wat met haar hart gepraat het. Die pastoor het besluit, hy gaan nie homself of die musiek verdedig nie. In plaas daarvan het hy haar net 'n vraag gevra. Dink tannie ons moet ophou om nuwe musiek met nuwe instrumente te speel? Die tannie het 'n oomblik stil gebly, en haar volgende woorde het die pastoor geskok. Sy het gesê, nee, ek dink ons moet die nuwe musiek doen. Ek dink ons moet die gitaar gebruik. Ek dink jong mense gaan daarvan hou. Ek dink dalk sal daar meer mense kerk toe kom. Ek wou net hê jy moet weet, dit is nie vir my maklik nie. Die pastoor verduidelik haar woorde kon eenvoudig klink, maar hierdie vrou het eintlik vir hom gesê, pastoor, ek sal nee sê vir dit wat ek lief het ter wille van ander. Ek sal nee sê vir myself en my behoeftes vir mense wat dalk van my verskil. Ek sal opoffer, want hierdie is groter as net ek. Vriende, hierdie tannie was bereid om nee te sê vir haar eie begeertes en behoeftes ter wille van ander. Sy wil graag hê die pastoor moet weet dat dit nie vir haar maklik is nie, dat sy bereid is om nee te sê ook vir haarself. Vriende, mag jy leer om nee te sê ook vir jouself. Ter wille van jou gesin, jou vriende, ter wille van jou tyd vir God. Nee te sê vir ander mense, maar nee vir jouself. Ek sluit af met 'n akroniem, want ek wil hê jy moet vandag onthou, en ek wil hê ek moet dit onthou. Want ek beloof jou, môre gaan daar weer iemand wees. Nou is hier nog 'n wat net sê, ag net nog so bietjie. Dan die akroniem nee. Nee beteken nie elke een. Kyk, kan ons dit saam sê? Nee, nie elke een. Okay, waarvoor staan nee? Okay, net nog weerig. Nie elke een. Okay. Nie, ek is nie verplig om alles vir almal te wees nie. Nie elke geleentheid is vir my bedoel nie. Ek hoef nie vir elke ding ja te sê nie. Ek is net een mens, beperkte tyd en vermoë. Ag, net 'n laaste keer, sê gou vir jou persoon wat langs jou sit, nee, nie elke een. Nou kan jy net vir iemand sê wat jy dink het nodig het, ja. Nie elke een, nee. Nie elke een. Ek is nie verplig om alles vir almal te wees nie. Ek hoef nie ja te sê vir elke ding nie. Ek is net een mens met beperkte vermoëns en kapasiteit. So, my vraag is baie eenvoudig. Waarvoor moet jy nee sê? Here, jy het vandag gesien dat dit ons begeerte is om meer tyd te hê vir U. Tyd vir die woord, tyd om stil te word. Maar Here, voor ons onsself kry, dan laai ons net nog kos op ons bord. En daarom bid ek, Here, dat U vandag vir ons die wysheid en die krag, die uithou vermoë gee om nee te sê. Sodat ons vir belangriker goed ja kan sê. 'n Verhouding met U, intimiteit. Dis ons begeerte, Here. Jy het dit self gesien en self gehoor vandag. So help ons ook om nee te sê. In Jesus se naam. Amen.